Vriende, hartlik welkom saam met ons. Dit is weer tyd om die woord van die Here te skaar. En ek is so bly dat jy is hier. Hierdie woord, 2 Timoteus, hierdie woord sal ek nooit in my lewe kan vergeet nie, want die teks wat my verskriklik aangegryp het, my hele lewe deur van 44 jaar, lê in hierdie boek van 2 Timoteus. En dis 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 15. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Wow. Vader, baie dankie vir die kosbare woord, ook vir 2 Timoteus, die laaste brief van u dienaar Paulus voor sy dood. Ons bid dat hierdie woord ook vir ons aangrypend sal wees. Dat dit 'n lewende, heerlike, kragtige woord, dat dit nie net 'n logos woord nie, maar dat dit ook sommer vanaand soos 'n rema woord in ons hart sal posvat. Ons bid dit in Jesus heerlike naam. En al die kinders van die Here sê, Amen. 'n Mens kon seker, omdat jy weet dat 2 Timoteus hoofstuk 4 was die laaste hoofstuk wat Paulus ooit in sy lewe geskryf het, kon nou seker maar as 'n aanhef van die brief gesê het, hoe om 'n lewe te lei wat die toets van die lewe deurstaan het. Ek wil as jy daaroor dink, hier skryf God se man, dis sy 13de brief wat ons oor beskik, dis die 13de brief van Paulus in die Nuwe Testament, dis nou lê nie 13de nie, maar dit is die 13de en die laaste brief van wat hy geskryf het. As jy dink, dis die jaar 67 na Christus, dis toe die brief geskryf het, en dit was ook die sterfjaar volgens oorlewering van Paulus. Dit is die jaar waarin hy gesterf het. En die woorde wat hy daar so kenmerkend uitlig, lê jou daarop toe. Jy weet, daai woord lê jou daarop toe. Ek wil net vir jou sê dat van alle tekste in die Bybel is hierdie skrifwoord meer as enige ander teks in die ganse Bybel, en daar is duisende tekste, is dit die grootste dryfveer in my hele lewe. Ek praat nou vir Raymond Lombard, is 2 Timoteus 2 vers 15. My hele lewe deur, van my bekeringsdae af, toe ek na die woord, en ek die Bybel eintlik ontdek het, want ek het in werklikheid het ek die Bybel ontdek, toe my ma vir my die Bybel stuur daar in die vloot, en ek sê, maar stuur vir my eie Bybel, en so hier is waar ek is, as dit by hierdie woord kom. Paulus in 2 Timoteus 2 vers 15 sê mos, lê jou daarop toe, maar as jy nou hoofstuk 4 toe kyk, en jy kyk na vers 9, sê hy, beywer jou om gou na my te kom, en dan verduidelik hy daarso, in vers 21 ook, beywer jou om gou na my te kom, en dan sê hy daar in Titus, as jy die volgende boek kyk, hoofstuk 3 vers 12, hy sê, doen jou bes, daai woord, lê jou daarop toe, beywer jou vir dit, doen jou bes. Dit is 'n herhaling van hoe Paulus gedink het oor die Christelike lewe en oor sy geestelike lewe. Nou, die woord wat hy daar gebruik, toe hy gesê het, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Ortomeo beteken mos, dit is soos om 'n skietloot in jou hand te vat. En ek dink toe hulle die kerk gebou het, ek wil nogal voorheen enig aan verwys, as jy na daai muur kyk, wat daar opgaan, jy sal sien, daai muur het 'n baie mooi lyn, waar die suurstene by mekaar kom. Nou, niemand kan maar net so bou, sonder om 'n skietloot te gebruik nie. Ek wil die persoon wat daai muur gebou het, kan ek nou vir jou sê, daar was 'n installasie, glo vir my, en bo op die installasie het hy sy lyn gehad, en daai lyn wat afgehang het, soos wat hy gebou het, het hy teen die vislyn, of lyn wat hy ook al sou gebruik het, gewoonlik is dit 'n dik vislyn, so hy sou die stene pak, een vir een, hy sou hulle almal bou, sodat as die installasie wegvat, en jy vat die vislyn weg,
dan sal jy sien dat daai muur het 'n absolute reguit lyn. So wat dit beteken is, ons kan sê dat hy het 'n skietlood gebruik, of dat ons kan sê by wyse van hierdie teks, dat hy het reg gesny. En nou sê Paulus, jy moet in staat wees om die Bybel reg te sny. In ander woorde, 'n reguit lyn te kan trek. Dit is soos 'n reguit lyn, soos wat jy in 'n skietlood sou vind. En so wat hy sê is, ons moet met die Bybel omgaan as mense wat die waarheid ken, en ons kan die skrifte oopmaak, en ons kan die woord van die Here korrek sny. Baie, baie belangrik. En so wat hy vir Timoteus sê is, Timoteus, jy is die pastoor van die gemeente, en jy was my disipel vir baie jare. Hy sê, nou sê vir Timoteus wat die jong pastoor is, hy sê, doen absoluut alles in jou vermoë, na die beste wat jy kan. Lê jou daarop toe. Beywer jou ten alle koste. Spaar geen moeite nie. Doen jou uiterste bes, Timoteus, dat jy wanneer jy eendag voor God staan, jy jou nooit hoef te skaam oor hoe jy met die woord van God omgegaan het. Geweldige woord wat hy vir die jong pastoor Timoteus gee. In ander woorde, hoe jy met die skrifte omgegaan het, hoe jy die skrifte geleer het, hoe jy dit gestudeer het, hoe jy dit verkondig het, hoe jy dit oopgebreek het. En ek het as 'n jong Christen, toe ek 18 jaar oud was en ek die Bybel opnuut ontdek, het ek as 'n jong Christen gelowige, het ek dit ten doel gestel. Dit was en dit is nog steeds vir my as 'n kind van God, as 'n gelowige, my hele lewensmotto. Dit is die dryfveer van my lewe. Dis die woord wat in my brand, en dit is dat ek my uiterste bes sal doen, dat ek geen geld ontsien, geen moeite ontsien, geen tyd ontsien. Van alles wat ek in die lewe doen en alles wat ek in die lewe is, die een ding wat ek my ten doel gestel het, is dat ek die woord van die Here sal regsny. Vriende, vir dit vra dit absolute toewyding. Want hierdie teks, meer as enige ander in die Bybel, was my inspirasie, dat ek vir 44 jaar noukeurig, toegespits, sistematies, doelgerig met die woord van die Here omgaan. Dat ek seker maak, dat ek elke dag tyd het in die woord, nie om 'n preek te soek vir Sondag nie, maar net om die woord te lees, soos enige Christen die woord lees. Daar's tye wat ek mos die woord gebruik om die woord voor te berei, en daar's tye wat ek die woord neem, en ek gaan sit, sonder enige penne, sonder enige papier, ek vat net die woord, met my pen in my hand, en ek sal in die woord my onderstreep waar ek voel ek wil, sal ek 'n aantekeningkie maak in my Bybel, sal ek 'n opmerkingkie maak, maar ek gebruik tyd om met die woord om te gaan, net soos jy. Nie om Sondag hier te staan en te preek nie. So daai dissipline het ek myself moes leer vir 44 jaar, om die Bybel te vat en om te lees as 'n boodskap van God ook aan my. Ten eerste. Daarna kan ek voorberei kos vir mense, maar eers moet die woord met my praat. Ek moet die woord in my eie hart kry. Hiervoor het ek my lewe gegee. Ek kan vandag vir jou sê, daai vuur brand in my, net soos die eerste dag. Weet toe die Here my siel red, in Saldanha, en hulle stuur my Walvisbaai toe in die vloot, na my eerste 3 maande opleiding. En ek kom daar, en ek begin die woord van die Here daar in die woestyn. Ek was vir amper 2 jaar in die woestyn. En ek begin daar in die woestyn die woord van die Here studeer, in my hande te vat, partykeer 5, 6, 7, 8 ure per dag. Want hulle my uitgepos het na 'n plek toe, want ek het altyd my Bybel saamgevat, my sak weggesteek, om altyd saam my gevat, en as ek by plek kom, altyd die Bybel oopgemaak, rustig, waar niemand my pla, dis nie skerpioene en die slange daar in die woestyn gesit, my min gepla, ek het die Bybel sê mens om skerpioene en slange trap, so my min gepla, maar ek het daar gesit, met die woord van die Here, soos Paulus maar in Arabië was,
en tyd gespandeer om die woord van die Here te verstaan. En ek sal nooit vergeet, ek het vir die Here gesê, Here, as U my kan oortuig, as ek kan weet dat hierdie woord is die waarheid, as dit waarlik waar die waarheid is, as wat alles wat hier staan die goddelike waarheid is, dan is ek bereid om my lewe daarvoor te gee. Maar U moet my eers oortuig. En die Here het, die res is geskiedenis, given my life for it. Ek het ontdek dat die Bybel is die waarheid. Die woord van God is ewig en dit sal ewig staan. En hiervoor het ek my lewe gegee, want ek het net besef dat hierdie vuur wat in my brand met hierdie woord, en dit los my ook nie uit nie. Dit gaan ook nie weg van my af nie. Dit is daar as ek wakker word, dis daar wanneer ek gaan slaap, dis in my gedagtes, dis in my lewe. Vir hierdie woord maak ek tyd. Vir hierdie woord gee ek tyd. Vir hierdie woord het ek tyd. Ek laat nie social media my so op hol maak, dat ek nie tyd met die woord spandeer nie. Ek maak tyd, ek het tyd, ek gee tyd aan die woord. Dis baie belangrik, want jy sien, in die woord spandeer ek tyd. Dis hoe jy moet lewe. Daar moet 'n tyd wees wat jy altyd vir die Here vir sy woord gee. Soos wat 'n mens elke dag van brood lewe, almal van ons maak tyd om te eet, is dit nie? Het jy tyd om te eet? Al is dit net 'n snack, jy gryp iets, maar ek bedoel, jy eet jy die woord. As ek elke dag brood eet, dan kan ek mos die woord ook eet. Dan moet ek mos tyd, as ek kan tyd maak om te eet, dan moet ek mos tyd maak vir die skrifwoord, dat hierdie woord, dat ek bedoel, dit is die skrifwoord, wat rigting aan my lewe gee. Dit lei my op die ewige weg. Dit wys my die pad van die lewe. So, ek wil vandag sê, Paulus, toe jy daar in daai elendige tronksel gesit het in Rome, en jy het gewag dat hy mal keiser Nero jou kop van jou lyf afhaal. Mense noem vandag hulle honde keiser. Toe daai mal koning keiser jou lewe tot 'n einde gebring het, was jy nie bang nie. Jy het geweet hy gaan jou hoof van jou wegneem. En nogtans het jy daar in daai stinkende tronksel gesit en jy het hierdie brief vir Timoteus geskryf. Ongeag jou omstandighede. En min het jy geweet, sou ek sê Paulus, dat jy het hierdie brief aan my geskrywe. Hierdie brief is ook vir my, was nie net vir Timoteus nie. Ek het dit my eie gemaak, as ek vandag met Paulus kon praat, as ek kon sê, Paulus, ek het hierdie my eie gemaak. Ek sal vir hom sê, Paulus, ek het hierdie ter harte geneem. Ek sal sê, Paulus, ek leef dit al vir 44 jaar. En ek hoop en vertrou en glo dat God my sal help, dat ek dit sal doen tot die dag van my dood toe, of die dag van die wegraping. En ek kan vir hom sê vandag, as ek kon, so ek gesê het, as ek Timoteus was en ek kon vir hom teruggeskryf het, dan so ek gesê het, Paulus, ek hoor wat jy sê, Paulus, ek verstaan wat jy sê, Paulus, ek glo wat jy sê, Paulus. As ek kon hom geantwoord het, as ek Timoteus was, ek so pen en papier gegryp het, as ek hierdie klaar gelees en ek sou vir hom 'n brief teruggeskryf het, en dis wat ek vir hom sou gesê het. Ek hoor jou, ek verstaan jou, ek glo wat jy sê hier. En kan ek sê, in hierdie skrywe van Paulus, leer ons hoe om 'n lewe te lei wat die toets van die lewe deurstaan. Want hy is dan die een wat aan die einde van die brief sê, ek het die stryd volbring. Ek het die geloof behou. Vir my is weg die kroon van geregtigheid wat die Here aan my sal gee, nie aan my alleen nie. Ek kan sê, Paulus, jou lewe is die voorbeeld. Want jy sê, ek het die stryd volbring. Ek het die wedloop voleindig. Ek het die geloof behou. Ek sal vir hom sê, jy leer my, Paulus, as 'n gelowige, as 'n kind van God, as 'n Christen, as ek na hierdie brief van jou kyk, jou laaste, allerlaaste brief, en ek kyk baie noukeurig na jou skrywe, dan sien ek dat jy sê, dat ons is rentmeester. Daar's dinge aan ons toevertrou. In hoofstuk 2 vers 2 sê jy, in 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 1 en 2,
Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam is om ook ander te leer. Wat ek by jou ontvang het, leer ek aan bekwame mense, wat weer ander mense op hulle beurt leer. Ek leer by Paulus. Timotheus, jy het by hom geleer. Jy moet dit aan ander manne toe vertrou, en hulle moet weer ander leer, want dit is hoe dit werk. Wat ek van die Here ontvang het, leer ek jou, en jy leer weer iemand anderste. Dit is hoe dit gaan. So ek is 'n rentmeester, ek het die woord ontvang, dis aan my toevertrou, ek kan dit nie vir myself hou nie, ek moet dit oopbreek, ek moet iemand anders te deel. Die tweede ding wat my aangryp, Paulus, jy sê ek is 'n soldaat, want jy sê dan vers 3 en 4, ly verdrukking soos 'n goeie kruisman van Jesus Christus. Niemand wat 'n kruisman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud, sodat hy die een kan behaag wat hom vir diens verwerf het. So jy sê, ek is Christus se soldaat. Wel, ek weet wat doen 'n soldaat. Hy staan onder gesag, hy moet lojaal wees, hy kla nie oor sy salaris nie, hy gooi nie sy speelgoed die kot uit oor sy soldij nie, hy is tevrede met wat hy kry, en hy doen sy werk. Hy is 'n soldaat. En jy leer vir my, ek is 'n soldaat van die kruis. En ek weet, dat daar sal eendag medaljes gegee word, vir die wat helde was in die koninkryk. Net soos wat dit maar gaan, in enige weermag, die wat weggehardloop het, hulle kan nie medaljes kry nie, maar die wat dapper was in die oorlog, en in die stryd van hierdie lewe, en wat gedoen het wat hulle moes, daar wag medaljes aan die ander kant. Ons noem dit krone in die Bybel, God se medaljes, as jy so wil. Ek verstaan dit, Paulus. Paulus, jy sê ek is 'n atleet, in vers 5, jy sê ek is nie net 'n rentmeester nie, ek is nie net 'n soldaat nie, maar ek is ook 'n atleet. Nou, vers 5 sê, verder as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon, as hy nie volgens die reëls gewetwywer het nie. Daar's reëls, daar's nie kortpad nie. Ek kan nie kortpad vat nie, ek moet my wedloop voleindig. Jy weet, jy kan nie aan die Comrades deelneem, en so halfpad, as jy by Drummond kom, as jy nou moeg, en jy reël dat iemand jou op 'n fiets sit, of 'n motorfiets, en hulle doen vir so 10-20 km van die distansie met jou, en dan spring jy weer af, en dan hardloop jy weer verder. Dis mos nie die reëls nie, dis hoekom hulle sekere dinge doen, in jou skoene sit, en doodseker maak, dat jy die hele pad gehardloop. So daar is nie 'n beloning, as jy kort pad vat nie, jy moet dit volgens die reëls doen. En so, hier sê ek, dat die woord van die Here sê vir my, Paulus, dat jy sê, ek is 'n atleet. Wel, as ek 'n atleet is, en ek wil, jy sê ook in 2 Korintiërs, ons veg nie soos iemand wat in die lug slaan nie, ek slaan nie teiken raak, dan beteken dit, 'n atleet is gedissiplineerd, atleet is toegewy, atleet maak tyd vir sy oefenprogram, daar's baie dinge by betrokke, dit kom nie sommer maar net so nie, dit vra iets van jou, dit kos jou iets, maar die beloning is baie groot, as jy bereid was om die prys te betaal. En so in ander woorde, jy sê vir my, Paulus, ek is 'n atleet in die koninkryk, ek moet volgens die reëls, moet ek aan die wedloop van die lewe deelneem, en as ek in die wedloop van die lewe reg deelneem, dan wag daar 'n wonderlike kroon aan die einde. Wow. En dit is wat die Bybel ons leer, ons weet van ten minste 5 krone. Maar dit is nie net dat ek 'n rentmeester, 'n soldaat en 'n atleet is nie, maar jy sê vir ek is ook 'n boer. Hy sê die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Ek is 'n boer, ek moet op die Here vertrou, want die boer moet hard werk, hy moet vroeg opstaan. En as dit nodig is, dan moet hy maar sy hande uitsteek en hy moet dit vuil maak. En jy weet dat 'n boer, hy bid vir die reën en hy wag op die kostelike vrug van die land. So ons moet ook geduldig wees, ons saai die saad en ons sien niks, en jy sê, ja, maar ek praat en niemand luister na my. Ek praat met daai hoe lank praat ek met hom? Hy luister nie, hy gee my net 'n dowe oor. Ek weet nie eens of wat ek gesê het, ek gaan by sy een oor in, by die ander oor uit. Nee, jy's 'n boer. As jy 'n boer is, jy weet, jy sit die saad in die grond, jy bid, God moet die reën gee, dat die Gees daai woord begin werk in sy hart. Jou oë uitvee, dan begin daai woorde so uitspring, en dan begin die spriet in die aar, en uiteindelik die halm, die aar, die spriet, en dan die volle aar met al sy vrug, en jy's like, wow, kyk hierso, wat se vrug het ek nou gekry. So wat dit betref, is ek en jy soos 'n boer, as dit kom by die evangelie, ons saai die saad, en ons weet nie wat een gaan geluk nie, maar ek sal nie ophou saai nie, want ek saai hier, ek saai daar,
hierso spring niks op nie, maar skielik daar kan ek sien, wow, die Here is besig om vir my daar 'n oes te gee. So, want ons is 'n landbouer. Hy sê, en die landbouer werk swaar. Jy moet skouer aan die wiel sit. Die goed gebeur nie verniet sommer so nie. Maar Paulus, jy sê ek is ook 'n werksman, en ek moet my daarop toelê om die werk te doen wat die Here vir gesê het, want as 'n werksman is ek ook die voorwerp. Dit is baie interessant dat jy sê, Paulus, dat hierso vir Timoteus in vers 14, waar jy nou gepraat van ek moet daarop toelê, en dat ek moet, want daar's ander hoorders wat nie wil luister nie, en dit gaan tot ondergang. Maar skielik sê jy vir my hier in vers 19, die fundament staan vas met hierdie seël, die Here ken wie syne is, in 'n groot huis, vers 20, is daar allerlei voorwerpe, nie net van goud en silwer nie. In jou huis is daar nie net goud en silwer nie. Daar's ook voorwerpe van hout en erdewerk, sommige tot eer, ander tot oneer. Hy sê, stap in jou huis, dan kyk jy 'n bietjie rond. Hierso is 'n glas bak. Hierso is iets enamel. Hierso is 'n plastiek houer. Hierso is 'n silwer lepel. Hierso is 'n stuk hout. Hier's 'n standbeeld. Hy sê, in 'n huis het jy al hierdie dinge. Dis miskien van silwer of goud gemaak, of dit is, soos wat hy hierso beskryf, hy sê van hout, van erdewerk, wat jy water in sal hou. Hy sê, daar's erdepotte in jou huis, in die ou dae, dis wat hulle die water in sit, want die erdepot hou mos die water koel. Tot vandag toe in Sudan, as ek daar in die woestyn kom, gee hulle vir altyd water, en ek het 'n erdepot uit, want dis die maklikste om water koud te hou in die woestyn, dis uit 'n erdepot. En hy sê, maar jy moet verstaan, as iemand hom hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Hy sê, elke ding wat daar in jou huis is, gebruik jy. Jy kan mos nie sê, ek gaan 'n lepel weggooi, want ek gebruik nie vandag die lepel nie. Môre wil jy pap eet, dan soek jy 'n lepel, ek moet 'n vark pap eet nie. Of jy sê, nee, ek wil nie hierdie ding hê nie. Hoekom moet ek nou hierdie mes hê? Hierdie mes, ek gaan nie hierdie mes vandag gebruik nie, hom gooi ek weg. Nee, maar môre het jy dit nodig. En so hy sê, alles wat daar is, jy het dit nodig. Wel, tensy in Amerika bly en jy's 'n hoorder. Ek bedoel, ek en jy het mos op die programme gesien, mense koop net, en die huis raak al voller en vol, en later die huis uittrek, want die hele huis is net vol goed. Maar hy sê nee, hy sê, jy moet weet, God wil jou as 'n voorwerp gebruik in sy koninkryk. Hy wil jou heilig, en hy wil jou bruikbaar maak. Hy sê, jy moet jou reinig, jy moet jou heilig, sodat God jou kan gebruik, net soos wat jy in jou huis rondloop, en jy sê, hierdie lepel, of hierdie mes, of hierdie vark, of die ding, vandag het ek hom nodig, vandag moet ek hom gebruik, of hierdie bak. Hy sê, so kyk God in sy koninkryk, wie kan hy gebruik? En ons sal sê, sommige tot eer, ander tot oneer, maar hy sê, sien jouself as 'n voorwerp tot eer van die Here. Dis nie al nie. Hy sê ook, maar ons is diensknegte. Hy sê 'n diensknegt van die Here, vers 24, moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, een wat die kwaad kan verdra. Hy sê, moenie vergeet nie, jy is ook 'n diensknegt in die koninkryk. Nou as ek nou so kyk, nou wat net hierdie hele hoofstuk 2 wat Paulus vir Timoteus skryf, hy sê, jy's 'n rentmeester, jy's 'n soldaat, jy's 'n atleet, of jy's 'n boer, 'n werksman, jy's 'n voorwerp, of jy's 'n diensknegt. So kan ek en jy al hierdie verskillende beskrywings sien van dit wie ek en jy is as kinders van die Here. Ons is baie dinge vir die Here, en ek kan ons gebruik. So, vir Paulus sal ek en jy kan sê, maar Paulus, ek kan dit sien, ek begryp, ek verstaan, maar weet ek ook, as ek so noukeurig na jou briewe lees, al twee jou briewe, né? As ek vir Paulus sê, Paulus, ek kyk nou na al twee jou briewe, dan sien ek daar's ook iets wat sterk deurkom, as ek tussen die lyne lees, by wyse van Spreuke, dan sien ek iets anders ook, en sommer al twee hierdie briewe, wat jy nou geskryf het, Timoteus sou heel waarskynlik baie keer gaan sit, en 'n bietjie nadenkend weer kyk, na 1 Timoteus en 2 Timoteus. Hy het seker al baie keer die briewe oor en oor gelees. En as Paulus vir my so 'n brief geskryf het, ek sal mos oor en oor die brief lees. Sal jy dit nie doen nie? Jy sal mos oor en oor die brief lees. En so as jy na hoofstuk, as jy na die eerste brief gaan en ek vat 1 Timoteus en ek lees in vers 6, dan lees ek hy sê, nou baie interessant nê, as jy my storielyn volg, sal jy dit duidelik sien. Hy sê daar, sommige mense het afgedwaal en hulle afgewend na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, van die Ou Testament.
Hy sê, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beweer, glad nie verstaan nie. Hulle is slim. Paulus sê, sommige mense, hulle baie slim, hulle wil leraars wees. Hy sê, man, die goed wat hulle leer, hulle weet niks waarvan hulle praat nie. Ek bedoel, dit kom al 2000 jaar. Dis nie net vandag se gemors op die internet nie, enige wat sy breinspinsels daar uitspoeg nie. Hy sê, die goed kom al lank al. Hy sê in vers 19, hy sê Timoteus, hy sê, sommige het dit van hulle weggestoot, 'n skoon rein gewete en die geloof, het dit aan die geloofsgebreek gelei. Hy sê, sommige mense het daai pad gegaan. In hoofstuk 5 vers 15 is hy weer op die man af. Hy sê, sommige het al agter die Satan aangekyk, man. Hulle bly nie eers by die Here nie. Hulle het die pad totaal byster geraak. Hulle is agter die duiwel aan. In hoofstuk 6 vers 10, hy sê, ja, die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewel, en omdat sommige dit begeer, het hulle van die waarheid afgedwaal. Sommige. Vers 21, hy sê, sommige het belydenis gedoen, wat die geloof betref, maar hulle het op 'n dwaalweg geraak. So, voortdurend lees jy in 1 Timoteus van sommige mense. Hy praat van sommige mense. Ek kan sê, Paulus, ek kan dit duidelik sien. Sommige mense slaat hulle eie rigting in. En daai rigting wat hulle ingeslaan het, vat hulle na die verderf toe, agter die duiwel aan. In die tweede brief, dis nou nogal aangrypend, is Paulus se inval bietjie anderste. In die tweede brief, sê hy in hoofstuk 1 vers 15, hy sê, jy weet, dat almal wat in Asie is, het hulle van my afgekeer. Almal wat in Asie, wat nie van sommiges nie. Hy sê, almal wat in Asie is, hulle het met die rug toegekeer. In hoofstuk 4 vers 10, hy sê, Demas het my verlaat. 'n goeie broeder in die Here het die pad byster geraak. Demas het my verlaat. Hy het die teenswoordige wêreld lief gekry en hy is na Griekeland toe. Hy het my gelos. Hy sê in vers 14, hy sê, en Alexander, daai kopersmid wat in hy stad is, hy het my baie kwaad aangedoen. Hy het die lewe vir my bitter moeilik gemaak. Hy sê, maar die Here, mag die Here hom vergeld na sy werke, van hoe hy opgetree het teenoor my. En in vers 16, hy sê, niemand in my eerste verdediging het my bygestaan nie. My eerste verdediging, niemand het my bygestaan nie. Almal in Asie het my verlaat, Demas het my verlaat, Alexander het my kwaad aangedoen, niemand staan my by nie. En in vers 16, die tweede gedeelte, almal het my verlaat. Klink verskriklik. Aan die einde van die groot godsman se lewe, vertel hy van mense wat hom verlaat het, vir verskillende redes. Hulle het die wêreld lief gekry, hulle het die pad byster geraak met hulle leringe, hulle was valse broeders, hulle het die geloof verloon, hulle het onheilige, onrein lewens begin lei, die wêreld het sommige van hulle ingesluk, Demas is die wêreld in, Alexander die kopersmid gee my harde tyd. Maar Paulus, as ek so tussen al jou lyne lees, as ek nou Timoteus was, dan sou ek sê, Paulus, maar ek lees jou soos 'n boek. Ek bedoel by wyse van Spreuke. Ek lees jou soos 'n boek. Want ek sien ook iets anders in jou lewe raak, wat jy nie veel oor praat nie. Paulus, ek sien jy het geen selfambisie nie. Jy het nooit probeer om jouself op die voorgrond te stoot nie. Daarom het jy niks gehad ooit om oor jaloers te wees nie. Want jy het geen eie ambisie nagestreef nie. Paulus, jy is gebroke en daarom kan niemand jou mee breek nie. Verskoon my, Paulus, jy is die minste dan die minste. Daarom kan niemand jou mee verneder nie. Paulus, jy het geen besitting nie, jy sit in 'n tronksel. Wat het jy? Jy het niks. Daarom het jy jou niks om oor te bekommer in die lewe nie, want jy het niks om te verloor nie, want jy het niks. Ek dink Timoteus so gekyk en dink hy, Paulus, jy het ook geen reputasie meer nie.
Want jy het niks om aan enigiemand anders te bewys nie. Wat wil jy bewys aan enige iemand? Jy het nie regte nie, jy het niks verkeerd gedoen nie, maar jy is in 'n tronk. Paulus, jy het geen persoonlike vendettas nie. Jy jaag nie daarna om ander Christene te vervolg nie. My vriende, wat ek nou vir jou sê, Timoteus, hy het sekerlik hierdie boodskap van Paulus gekry toe hy met hoofstuk 3 in sy hand sit. En hy kyk daar van vers 1 tot 9. Oorweer dit in die laaste dae, Timoteus, ek wil jou iets vertel, hoe die wêreld gaan lyk. Hy sê, draai weg van wat vals is. Daar gaan baie valse goed in die laaste dae wees. Hy sê, mense gaan liefhebbers wees van hulle self, van genot, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam, sondaars, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde. En hy noem 'n hele rits dinge tot by vers 9 toe, verduidelik hy. Maar in vers 5 sê hy, jy weet, daai mense, hulle het 'n gedaante van godsaligheid. Lyk soos Christene, maar hulle het die krag daarvan verloor. Dit is net tok. Dis al wat dit is. Die lewe wys dit nie. Keer jou van daai mense af. Draai weg van sekere mense, los hulle uit. Maar, hy sê, volg wat goed en reg is. Vers 10 tot 12, sê hy mos duidelik daar. Hy sê, maar wees jy my navolger. Volg my Timoteus. In leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolging, lyding wat my te beurt geval het. Ek dink aan plekke soos Antiochië, in Lystra, in Iconium. Watter vervolging het ek nie al gehad nie. En die Here het hulle almal uit verlos, Timoteus. Hy sê, draai weg van hierdie mense. Hy sê, maar volg my. Ek sal jou die pad wys in die koninkryk. En hy sê vir hom, Timoteus, maar bly jy in die woord van die Here. Vers 14. Hy sê, bly in wat jy geleer het, omdat jy verseker is van wie jy dit geleer het, dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou kan wys maak, die saligheid en die geloof in Christus Jesus. Bly in die woord van die Here. Draai weg van daai mense, man. Volg my, maar bly jy in die woord van die Here. Om goeie raad, né? Wat hy vir die dienaar van die Here gee. Ek dink hierdie laaste woorde van Paulus moes Timoteus diep in sy hart geruk het. En miskien is dit die rede hoekom Timoteus ook as 'n martelaar gesterf het. Hy het nie omgegee om sy ou mentor, sy geestelike voorbeeld se pad te volg nie, want ook hy sou later jare as 'n martelaar sterf. Toe hy hier lees, dit moes seker 'n geweldige inspirasie vir pastoor Timoteus gewees het, toe hy hoor in hierdie laaste hoofstuk, toe hy vir hom sê, hy sê, Timoteus, jy moet altyd preek, moet nooit ophou preek nie. Praat met die mense. Hy sê, ek besweer jou voor God en die Here Jesus, wat die lewende sal oordeel eendag. Hy sê, gaan alle mense oordeel. Hy sê, vir daai rede, omdat alle mense eendag voor God sal staan. Hy sê, kom wat ek vir jou iets sê. Hy sê, verkondig die woord. Hou aan, tydig, ontydig. Of hulle nou wil hoor of nie wil hoor nie, praat met hulle. Hulle wil nie hoor nie, praat met hulle, verkondig die woord. Hy sê, weerlê, bestraf, vermaan. Hy sê, in alle lankmoedigheid en lering. Moenie ophou nie, praat maar terwyl jy kan. Gebruik die geleentheid. En dan sê daar vir hom in die laaste deel van daai perikoop, skrifperikoop, hy sê vir hom, jy moet jou bediening vervul, né? Hy sê, moenie slap lê nie. Jy moenie maar net daar rondhang nie. Hy sê in vers 5, hy sê, jy moet nugter wees, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, preek die evangelie, vervul jou bediening. Sê, God het jou geroep. Hy sê, moenie terugdeins nie, do the work, doen die werk. En dan daar in vers 9, sê hy vir hom, hoor jy, ek wil jy moet jou beywer, en jy moet getrou bly. Hy sê, beywer jou, jy moet na my toe kom. Jy sien, wat vir my so aangrypend is, Paulus skryf aan sy jong vriend, en wat hy gementor het vir 'n klomp jare in sy lewe. Ek dink na alles, vir my, aan die einde van alles, vind ek dat een van die grootste geheime in Paulus se lewe. En hier moet ek sê, dit mag dalk vir jou soos 'n openbaring wees, ek weet nie, of jy dit weet nie, maar een van die grootste geheime van Paulus se lewe,
En ek lees dit in die allerlaaste hoofstuk wat hy geskryf het in sy hele lewe. Staan hierdie woorde, een van sy mees roerende pleidooie wat hy lewer aan Timoteus. In sy allerlaaste skrywe. Sê vir my vers 13, hy sê Timoteus, as jy kan kom na my toe in Rome, ek soek jou hier. Hy sê, ek wil jy moet vir my 2 dinge doen. Bring my reismantel saam, dis bitterkoud hier in die winter in die tronk. Ek bibber en beef vir sy ou man. Hy sê, bring my reismantel, wat ek in Karpus in Troas laat bly het. Hy sê, daai lekker warm jas van my. Hy sê, wanneer jy kom, bring jy daai wintersjas van my. Dis maar bitter koud hier in hierdie tronksel waar ek is. Hy sê, maar jy moet asseblief die boeke, die perkamente moet jy saambring. Bring daai heilige skrifte, die woord van die Here. Bring dit vir my saam wanneer jy kom. Hier in 'n donker, stinkende tronksel, net voor sy dood, as 'n martelaar vir Christus, vra hierdie man wat 13 Nuwe Testamentiese boeke geskryf het, wat geen mens hom kan nadoen. As niemand in die Bybel wat 13 boeke geskryf het nie. Nie in die Ou of Nuwe Testament nie. Hy vra vir Timoteus, bring die boeke, bring die perkament saam, wanneer jy kom. In effek, sê hierdie geestelike reus, vir sy geestelike kind Timoteus, ek is nooit te oud om te leer nie. I'm never too old to learn. Bring vir my daai boeke. Bring daai perkamentrolle. En ek sê, Sela, Paulus, Sela. Jy was nie net vir Timoteus 'n voorbeeld nie, maar deur hierdie lewe leer jy ons hoe om 'n lewe te lei wat God behaag. 'n Lewe in die woord van die Here, om die woord lief te hê, die woord te eer, die woord sy prioriteit in ons lewe te gee, die woord sy plek in ons lewe te gee. Jy leer ons, dit is hoe 'n mens moet leef. Gee God se woord sy plek. En nou kan ek verstaan, hoekom jy in vers 6 sê, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my heen gaan is naby. Ek weet, ek kan dit voel. Die Gees van die Here sê vir my, tyd is op, Paulus. It's time to go home. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die geloof behou. En verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here aan my, en nie aan my alleen, maar aan almal wat sy verskyning lief gehad het, gegee. Wow, dan wil ek sê, Paulus, ek wil soos jy, I want to finish well. En miskien kan ek van my kant af 'n finale woord spreek oor Paulus deur te sê, ek sien jy's gereed, Paulus, as ek na jou woorde kyk om die laaste offer te bring. Ek sien jy sê jy het jou stryd gestry, jou wedloop is volëindig, jy het oorwin, jy weet jy het oorwin, en jy weet daar wag vir jou kroon, jy het jou reis vir Christus voltooi. And you know it, ek kan dit sien. Ja, ek sien dat mense jou verlaat, ek sien mense het jou verlaat en hulle was in stryd met jou oor die evangelie, maar ek sien die Here het jou nooit verlaat nie, want jy sê, hulle het my verlaat, maar die Here het my nooit verlaat nie. Dit is nogal interessant, dat hy sê, vers 17, maar die Here het my bygestaan, en my krag gegee, sodat ek die prediking heeltemal kan volbring, en dat die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos, en die Here sal my verlos, van elke bose werk, en my red, om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Hoe praat die man van God? Die Here het jou nie verlaat nie. Hoe roerend, hoe inspirerend is dit om te sien, vriende, hoe die bejaarde krygsman van die kruis van Jesus, alhoewel sommige vriende hom verlaat het,
hy in sy laaste uur vreesloos soos 'n ou soldaat op sy pos staan en hy skrywe die skrifte en hy preek die woord. Hoe roerend. Sy enigste doel is om die evangelie te preek. Hy staan voor keiser en voor sy leiwag, vreesloos, getrou aan God. Eintlik moet ek vandag sê, Paulus, jy is deur die evangelie oorwin. Dis die evangelie wat jou oorwin het. Die boodskap van Christus het jou so aangegryp. Jy het dorpe en stede gereis. Al jou sendingreis het jou bykans om die aarde geneem. As ons al die kilometers bymekaar sit, het jy 1 keer om die aarde gereis. Net om die woord van die Here te verkondig. As ons dit alles aan mekaar sou sit. En nou het jy nog net een vyand en dis die dood. Jy moet nog net een vyand oorwin. Die dood. Wat vir jou lê en wag. Jesus het vir jou die dood oorwin. Jy gaan nou God se rus in op 'n waardige manier, Paulus. En jy sal rus van al jou werke. En vriende, dit is die laaste woorde van Paulus. Hy sê, mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. En Paulus is nou mooi hier. Vader, wat 'n man, wat 'n woord, wat 'n boodskap. Hoe om te leef. Hoe om ons lewe te lei. Naby die woord, in die woord, gevestig in die woord, opgebou in die woord. Die woord van die waarheid regsny. Ons beywer. Wat gaan dit ons aan wat sommige mense sê, wat sommige mense doen, waarna toe hulle agterna wyk? Wat my betref, Here, hou my naby aan u woord. Vader, dankie vir die wonderlike godsman Paulus, wat vir ons 13 briewe nagelaat het, dat ons soveel kan leer uit 'n man van God se lewe, wat gewandel het, in sy openbaringe gehad het, in die paradys was, aan wie Jesus verskyn het, aan wie u aan hom die verborgenhede van die kerk oopgebreek het, soos vir geen ander. Dankie, Here. Gee dat iets van die man se lewe in elkeen van ons te vind sal wees. Iets van sy toewyding. Iets van sy ywer. Iets van die resolusies wat hy in sy lewe gemaak het. Die keuses wat hy uitgeoefen het. Die pad wat hy met u gestap het. Hoe hy geleef het. Hoe onverskrokke hy was om te staan vir die waarheid. Vir niks teruggedeins het. Niks was te groot vir hom, niks was te klein vir hom. Uit sy lewe gegee. En ons het sy geskrifte. Gee dat ons dit met aandag sal lees, met toewyding. En ons lewe ook daarvolgens sal orden. Omdat u vir ons 'n voorbeeld gegee het. Dat ons ook soos 'n Timoteus sal hoor. Wees jy my navolger. Volg my. Net soos Jesus gesê het vir 'n Petrus van ouds, volg my. Net soos wat sy disippels gesê het, neem jou kruis op en volg my. Sê Paulus, volg jy vir my, wat ek volg Christus. Dankie vir hierdie kosbare woord, dat ons dit in ons hart bewaar, dat dit soos 'n vuur in ons binneste brand, dat dit die liefde vir die woord van God
in ons sal wakker maak. In die naam van Jesus. Amen. Mag die Here vir jou seën. Heerlik om saam met jou te kuier uit die woord uit.